Die opskrif van Daniël 7 is Daniël sien in 'n gesig 4 diere wat uit die see opkom. Nou, u sal hoor, in die preek gaan ons ook daarna verwys, maar dit sluit baie sterk aan by van die gedeeltes wat ons ook lees uit die boek Openbaring. En die rede daarvoor het ek eintlik al klare leidraad in die week voorgegee. Daniël se laaste hoofstukke is apokaliptiek of eindtydsleer. En die enigste 2 boeke in die Bybel wat as apokaliptiek beskou word, is Daniël en Openbaring, die leer aangaande die eindtye. En daarom van hoofstuk 7 af, veral in die boek Daniël, sien ons baie van die temas en baie van die beelde aansluit by die van Openbaring. Nou, voordat ons hierdie gedeelte saam lees, ons gaan lees tot en met vers 28 van hoofstuk 7, gaan ek vra dat ons egter eers sal stil raak, dan nader ons Here in gebed. Almagtige God en hemelse koning, ons loof U en ons prys U en ons aanbid U. Saam bely ons daar is geen ander soos U nie. Nou Here, aan U alleen behoort die majesteit, aan U alleen behoort die heerlikheid. Ons het reeds hierdie week gesien dat as U kinders kan ons volhard, maar nie vanuit onsself nie. Die gelowige kan volhard in U teenwoordigheid, onder U heerskappy en volgens die plan wat U vir elkeen van ons vasgelê het. En vanaand gaan ons ook hoor dat ons kan volhard, want ons leef in U koninkryk alreeds. Heer, ons bid en vra dat U daardie werklikheid vir ons sal vaslê in ons binneste. Help ons om as getroue kinders te leef wat volhard in die stryd tussen lig en duisternis. Mag ons leef as U kinders, waarvan ons doen en late getuig, dat aan U alleen behoort die kroon, die oorwinning, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Daniël 7, ek gaan vir ons lees vanaf die eerste vers. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daarin 'n mens se hart gegee is. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, die 3 ribbes wat in sy bek tussen sy tande, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad, ook het die dier 4 koppe gehad, en aan hom is die heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad,
Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë en 'n mond wat groot dinge spreek. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is, en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, 1000 maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het dit vir my gesê, en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier, wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel, en die oorskot met sy pote vertrap het. En oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waarvoor 3 geval het, naamlik hierdie horing, wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die oue van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is, en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde, sal verslind en dit sal vertrap en dit sal verbrysel. Die 10 horings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye, en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit, en hulle sal kom om hom die heerskappy ontneem en dit vir goed te, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke
onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hierdie is die einde van die saak wat my Daniël betref. My gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Tot sover. Ons gaan na hierdie hele visioen kyk, die kern daarvan. Sy koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie. U het gehoor hier aan die einde waar daar verwys na 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. As u meer daaroor wil weet, dan moet u môre aand ook hier wees, want uit Daniël 12 behandel ons dan ook daardie visioen waar daar ook gepraat word oor die tyd, tye en 'n halwe tyd. Nou broers en susters, ons het reeds gesê dat by een van ons vorige geleenthede 2 aande terug, het ons gekyk na Daniël 2 wat gehandel het spesifiek oor die droom van Nebukadnesar. En ons het gelees daar het 'n groot rots, Christus, die aardse koninkryke wat in die vorm van 'n groot beeld was, vernietig en daardeur sy koninkryk hier op aarde kom vestig. Nou hierdie gedeelte vanaand in Daniël 7 handel oor nog 'n openbaring deur God oor dieselfde gebeure. Ons het nou gesien in Daniël 7 'n visioen wat Daniël vanaf God ontvang het. En dit was 'n vreeslike visioen geweest. En aan die einde van ons geleesde gedeelte sien ons dat dit selfs vir 'n man soos Daniël wat ongelooflike toetse moes deurstaan en uitdaging moes oorkom, stil, ontsteld gelaat het. Hier moet ons egter ook let op die volgorde waarin gebeure in die boek Daniël plaasgevind het. Want die boek Daniël se hoofstukke volg nie kronologies op mekaar nie. Wel die eerste 6 hoofstukke se gebeure. Ons het ook vir mekaar gisteraand gesê, die eerste 6 hoofstukke handel oor die geskiedenis. En selfs hoofstuk 2 waar daar verwys word na Nebukadnesar se droom, word beskryf in die vorm van geskiedskrywe. Nou, Daniël 7 is nie deel van daardie geskiedenis nie. En hierdie visioen wat Daniël ontvang het, lees ons, vind egter eintlik plaas voor die gebeure van hoofstuk 5 en 6. Dit is moeilik om vir ons te sê, om agter te kom presies wanneer die eerste jaar van koning Belsasar was. En op daardie punt kon dit in die tyd gewees het waar die koningskap oorgegaan het van Nabonidus na Belsasar toe. Maar ongeag, dit was voor die gebeure van die groot feesmaal waarvan ons lees in hoofstuk 5. Nou, omdat die boek ingedeel word in 2, en die eerste gedeelte dan handel oor die geskiedenis, is hoofstuk 7 die eerste hoofstuk waar daar vir ons, of waar ons te doen kry met die apokaliptiek van die boek as sulks. Hoofstuk 7 tot 12 handel in geheel oor die profeseë wat God aan Daniël gebring het. En in hierdie ene spesifiek dan ook die vestiging van sy koninkryk. Maar daar's 'n klein verskilletjie tussen die gedeeltes
of die beskrywings in hoofstuk 2 en dan hierdie beskrywing in hoofstuk 7. In Daniël 2 sien ons is 'n beskrywing vanuit 'n menslike perspektief. Daniël 7 is 'n beskrywing van dieselfde gebeure, maar uit 'n geestelike perspektief. Daniël 2 sien ons die groot beeld, die klip wat die beeld verwoes. En daar word vir ons beskryf die menslike geskiedenis van die Babiloniese koninkryk af tot en met die einde toe. Nou Daniël 7 beskryf vir ons die 4 diere. Daardie 4 diere is Babilonië, is Medo-Persië, is Griekeland en dan Rome en wat op Rome volg. Hierdie 4 diere lees ons kom uit die see uit. En dit handel rondom hierdie opkoms van die koninkryke en dan die oordeel van God oor hierdie wêreldse magte. En daar is tog rede dat God beide die 2 profesieë, die droom van Nebukadnesar en die visioen aan Daniël vir ons geopenbaar het. Beide het 'n unieke bydrae vir ons verstaan van God se werklikheid, van sy koninkryk rondom ons. En beide lewer vir ons 'n besondere bydrae tot die beskrywing van God se handelinge met sy kinders. En waar ons eergisteraand gekyk het na die droom en die groot beeld en die rots wat vir ons op God se heerskappy dui, kyk ons vanaand na die visioen van Daniël, die 4 diere en hoe God se koninkryk in die plek van hierdie wêreldse magte tot stand gebring word. Nou om dit te verstaan, omdat dit 'n geestelike perspektief is daar 'n belangrike sleutel wat ons moet onthou vanuit die woord. En dit is die sleutel wat ons vind in Efesiërs 6 vers 12. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Broers en susters, die diere uit die see maak dit tog baie duidelik. Want soos die groot beeld van hoofstuk 2 verteenwoordig hierdie 4 diere ook die koninkryk van die aarde. Maar die wyse waarop hulle uitgebeeld word, dui op die geestelike toestand waarin daardie koninkryke verkeer het. Die eerste dier, die leeu met arendsvlerke. Nou die leeu was 'n beeld van krag, van majesteit. Arendsvlerke, snelheid. Hierdie eerste dier het Babilonië verteenwoordig. Die tweede dier was die dier soos 'n beer. 'n Beer was bekend as sterk, as gevaarlik, as 'n gedigte vegter, 'n gedigte jagter. Dit simboliseer wreedaardigheid, gulsheid. Dit verteenwoordig Persië. Die derde dier was soos 'n luiperd met 4 vlerke en 4 koppe. Dit dui op snelheid en mag en was tipies aan die Griekse ryk wat so vinnig en so sterk uitgebrei het. Die vierde dier was die ergste van almal. Skrikwekkend, vreesaanjaend, baie sterk. Ons lees hy was monsteragtig. En hy verteenwoordig Rome en dit wat daarop gevolg het. Ook Rome, wie se heerskappy geweldig uitgebrei het, om so te sê die hele Middellandse bekende wêreld van daardie tyd te beslaan. Dis tydens hierdie ryk waar ons Christus se geboorte vind.
sy kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart. Dis ook onder Romeinse ryk waar die eerste Pinkster plaasgevind het. Die diere was verteenwoordigend van al die magtige wêreldryke wat een na die ander aan die opkoms was. Maar die boodskap van hierdie visioen, dis baie duidelik. Volgens God was hulle dierlik. En wat leer ons vanuit hierdie geestelike perspektief ten opsigte van die werklikheid van daardie tyd onder hierdie wêreldse ryke anders as die behoefte aan God se koninkryk? Deur te gaan kyk na die geweld, die oorlog, die morele verval en die korrupsie wat al erger onder hierdie 4 wêreldse ryke vanaf Daniël tot en met Christus plaasgevind het. Is dit so duidelik. Die wêreld het God se koninkryk nodig gehad. Die wêreld het Christus se koms nodig gehad. En dit sien ons vandag steeds. Universiteite, skole, wat ons kinders leer, daar is nie 'n God nie. Leë kerkbanke op 'n Sondag. Korrupsie in die wêreldregerings. Morele verval in ons samelewing, wat ons ook nou die aand gesê het, kan opweeg teen Sodom en Gomorra. 'n algemene leefstyl onder mense wat die Romeinse ryk laat lyk soos 'n kleuterskool. Vandag steeds is daar 'n behoefte aan die koninkryk van God. Want daar word vir ons 'n baie duidelike kontras gestel tussen God se koninkryk en hierdie koninkryke van die wêreld. Wat lees ons in die visioen? Waar kom die koninkryke vandaan? Vers 2 en 3. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring en 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Vanuit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. En dis nou hier waar een van daardie legkaartstukkies waaroor ek so bietjie meer as 'n maand terug so duidelik gepraat het, van groot belang is. En om te verstaan wat Daniël hier probeer sê en wat die visioen beteken, moet ons verstaan wat die mense in daardie tyd geglo rondom die see. Vir hulle was die donker en die onheilspellende waters van die oseane die tuiste van al die bose. Verskriklike diere, monsters het daar hulle woning gemaak. Hulle het geglo dit was die oorsprong van die duisternis, van die chaos, dit wat lelik is in die wêreld. So in hierdie visioen word die wêreldse koninkryke beskryf as boos, of ten minste van die bose. En in teenstelling daarmee sien ons God se koninkryk, vers 13. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van dae en hulle het hom nader gebring voor hom. 'n Koninkryk van die hemele.
'n goddelike koninkryk. En daardie tyd het die Israeliete regtelik ook geglo dat slegs God vanuit die hemel kom. En daarom is die koninkryk van die seun van die mens wat hy hier op aarde kom vestig, die hemelse koninkryk van God. Die visioen maak dit duidelik. Dit sou die dierlike koninkryke vernietig. Dit sou die einde beteken van die heerskappy van die donker magte van hierdie wêreld. Dis die gawe van God se koninkryk. Dat die mens nie meer slawe, nie meer onderhewig is aan die verkeerd van hierdie wêreld nie. Maar wie is die ontvangers van die koninkryk? Ons weet natuurlik, dit is God se kinders. Elkeen wat glo dat hy die oue, sy seun, die seun van die mens gestuur het, sodat ons die ewige lewe kan erwe. Vers 27, dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Saam met ons koning sal ons regeer in sy koninkryk. En dit oor al die magte wat die volk van God deur al die eeue heen vervolg het. Ook oor diegene wat vandag nog steeds die kerk van God bedreig. In echo van Johannes 3 vers 16 besef ons dis 'n ewige heerskappy. En ons sal nooit dan weer hoef te vrees vir die vyandskap van hierdie aardse, hierdie wêreldse koninkryke nie. Ons sal lewe ten volle in die koninkryk van God, ten volle in sy teenwoordigheid, ten volle onder sy heerskappy, net soos wat hy vir ons beplan het. En weer, daardie werklikheid het reeds begin. Want die seun van die mens, vers 13, het reeds gekom. En hierdie wonderlike proses van herstel, van oordeel, dit het reeds begin. Reeds het ons die koninkryk van God ontvang op grond van Christus se verdienste. En daarvan is die Gees wat hy vir ons gestuur het 'n bewys. Is hy 'n getuie? Reeds vandag staan ons nie meer onder die mag van die bose van hierdie wêreld nie. Maar kom ons stop net vir 'n oomblik. Ons moet onthou wat is die aard van profesie. Profesie is 'n goddelike openbaring van gebeure wat in die toekoms plaasvind. Maar profesie is ook iets wat meer as een keer tot vervulling kan kom. En waar die profesie in Daniël, hierdie spesifieke een, verwys na die 4 ryke vanaf Nebukadneser tot en met Rome, sien ons, soos wat ons gesê het, ook direkte ooreenkomste met Openbaring. So hierdie profesie wys ten minste na 2 groot gebeure. En ons vind onsself tussen daardie 2 groot gebeurtenisse, naamlik die eerste en die tweede koms van die seun van die mens. By die eerste koms is die slag geslaan, die oorwinning is behaal. En nou wag ons in afwagting op die tweede koms,
waar die oordeel waarvan hierdie gedeelte praat, finaal voltrek sal word, verse 24 tot 26. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. En 'n ander een sal na hulle opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wette verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Net soos wat God met die eerste koms van sy seun 'n oorwinning oor die boosheid gebring het. En net soos wat hy met die koms van die seun van die mens sy koninkryk in die plek van die aardse koninkryke kom vestig het, so sal hy met die tweede koms van sy seun finaal 'n einde bring aan die magte van hierdie bose wêreldse koninkryke. En dan sal ons ten volle die wonder beleef daarvan om burgers van sy koninkryk te wees. As ons die omvang van hierdie profesie, van hierdie geestelike stryd wat heers besef, dan is ek seker daarvan sal ons ook voel soos wat Daniël gevoel het, vers 28, wat my Daniël betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my. Maar die saak het ek in my hart bewaar. Die stryd, broers en susters, is 'n werklikheid. En dit word elke dag gevoer op alle gebiede van die werklikheid. Oral heers daar 'n stryd tussen lig en duisternis, tussen die koninkryke van hierdie wêreld en die koninkryk van ons Here. Maar anders as Daniël leef ons in 'n tyd waar die koninkryk van God reeds aangebreek het. En daarom hoef ons nie in verskrikking, in angs te leef nie. Ons het gehoor, as sy kinders, leef ons in God se teenwoordigheid en leef ons onder sy heerskappy. En hierdie werklikheid word vir ons in ons harte bewaar deur die Gees wat vir ons daaroor getuig. Ons het reeds die koninkryk in besit geneem. En ons wag dat die seun van die mens weer sal kom om sy koninkryk hier op aarde te voltrek. En teen hierdie koninkryk kan die aardse koninkryke, die wêreldse magte nie staande bly nie. Die oorwinning is behaal. Die oordeel is klaar uitgespreek. En die seun van die mens kom weer. En daarom kan jy gelowige volhard in God se koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons koning en ons Here. Nou Here, U sê vir ons in die woord, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie. En daarom by hierdie Pinkstergeleentheid bid ons vanaand in besonder vir ons kinders, groot en klein. Ons het vanaand gelees van die verwoede geestelike stryd wat heers oral rondom.
En almal van ons het al op een of ander manier die stryd in ons lewens ervaar. Want ons weet, Satan en sy bose magte sal 'n kind van God nie vir 'n oomblik uitlos nie. En daar waar die bose nie gewoonlik of nie altyd aan ons vatplek kry nie, daar word ons kinders so maklik geteiken. Ons kinders in eie krag staan nie 'n kans nie. Maar U het die oorwinning behaal. Die Seun van die mens het gekom en U het U koninkryk gevestig. Net so ook vir ons kinders. En daarom bid ons en vra, beskerm hulle in U teenwoordigheid. Wys hulle op U plan vir hulle lewe en plaas hulle ten alle tye in U hand, onder U heerskappy, veilig in U koninkryk. Ons weet deur die Seun van die mens hoef ons nie die bose te vrees nie. Hulle einde is op pad. Die stryd het hulle reeds verloor en geen een van die gediertes van die wêreld of van die bose geeste in die lig kan ons vanuit U hand, vanuit U koninkryk ruk nie. Ons, U gelowige kinders, kan volhard in die koninkryk. Die koninkryk van die Skepper, die koninkryk van die koning, die koninkryk van die Here, ons Here. Amen.